So dit is belangrik vir ons as kerk in 2025, dat ons sal besig wees met die groot boodskap wat Jesus vir ons gegee het, die groot opdrag. Daar is my vraag vanoggend, waarop is jy gefokus? Dis my inleiding, dis die kern van vanoggend se boodskap. Ons gaan vanoggend kyk na 'n gedeelte wat ek verskriklik lief vir is 'n karakter wat ek baie lief vir is. En sy naam is Petrus. En in Matteus 14, wat ons nou gaan lees, as jy wil saam lees, Matteus 14 van vers 5, van 22 af, sien ons dat Jesus het die wonderwerk gedoen wat die brood en die vis vermeerder het, wat hy met die menigte gesit het. Maar wat iets gebeur net voor dit, sy neefie Johannes die Doper is onthoof in die tronk, omdat hy die sonde uitgewys het van die koning. En as gevolg van dit verloor hy sy lewe, en Jesus het van dit gehoor, en hy is nie op 'n lekker plek nie, net soos wat ek en jy hartseer is, as ons geliefdes verloor het, is hy ook hartseer, en hy wil eintlik net afsonder, en toe hy gaan afsonder, is hierdie menigte mense by hom, en Jesus, dit sê, pertinent woord, hy sê, Jesus het 'n innig jammer gekry. Daai woord is nogal 'n bil in Grieks, splagnitzomai. Dit beteken sy binneste is beweeg. Maar dis nie net 'n simpatie nie, dis 'n jammerte wat 'n mens beweeg tot aksie. En hy jaag hulle nie weg nie, hy wil eintlik net alleen wees. Maar hy bring hulle in, en hy doen hierdie wonderwerk waar die brood en die vis vermeerder. En toe dit aand stuur hy sy disippels op die boot, hy sê, roei julle so lank, ek gaan agterbly. En die volgende oggend, sê met dagbreek, so net daai donkerte voor dit, gebeur dit wat ons nou gaan lees. Maar ek wil hê moet sien die verloop van dit, waar Jesus met hy tyd gaan maak, omdat hy hartseer was om by die Vader tyd te spandeer. Maar die disippels het ook nie lekker geweet wat wag op hulle, wat kom nie. Maar lees saam met Matteus 14 en ons lees van vers 22 af. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af, en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en hard gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel hom op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die man in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Tot sover. So ons lees hier 'n besonderse verhaal. Eerstens, die disippels is in 'n storm. Toe hulle in die boot geklim het, was daar heel waarskynlik nie 'n storm nie. En 'n paar kilometer later is daar 'n magtige storm. Nou ek het die grootste golf wat ek op 'n dam al beleef het, was op die oudste Doringdraai dam. Waar dit rustig was, en die volgende oomblik, toe steek daar 'n wind op. Laat dit lyk soos die Wongo op hierdie dam. Dis die grootste goed wat ek in my lewe nog gesien het. Ek weet hulle het gesê, loskop kan ook sulke branders maak. Ek het hier in Potties het ek het beleef. Hoe dinge ewe skielik kan draai. Dit sê die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister. Met dagbreek die volgende môre. So dis nog wel 'n lang nag. Nee? En dis nog wel 'n scary nag want hulle het nog nie life jackets gehad nie. As jy oor is moet jy vashou of jy moet kan baie goed swem. En hulle is bang, jy kan sien hierdie
Het is redelik bietjie pandemonium op die skip, want hulle moet hierdie skip lewend hou en op die water hou, anders sit hulle almal. Ek wil vir jou sê, miskien sit jy hier so vanoggend. Jy is in 'n stoel. As chaos in jou lewe tans. Jy beklei boot te bly. Jy fight. Hoef jouself vas. Jy gaan vanoggend sien in hierdie situasie hoe die storm nie die einde was. Daar het nog 'n verloop. Want miskien sit jy vanoggend en is chaos en pandemonium. Ek het baie met 'n groot strategie vanoggend vir gesê die ou langs vir jy is op die regte plek, want jy is regtig op die regte plek vanoggend. Tweede is hulle verstaan nie wat aangaan. Hulle besef nie wat aangaan, want hulle sê toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Ek weet nie van jou nie, maar ek sou ook nogal so gegil het. As jy kilometers op die see en is nie kom iemand aangeloop. Nee? Daar's nie voetpaadjies daar nie, jy weet dit, want jy ry elke liewe dag van jou lewe boot daar. En hier kom iemand lekker. Het jy gedink hoe klein raak daai boot ewe skielik? Want almal wil aan hierdie kant kom, as hierdie kant kom, tip dit, dan moet jy terughardloop, maar jy wil nie so toe gaan nie. En dis chaos. En almal probeer ver kom. En hulle weet, hier is iets bonatuurliks wat gebeur. Want gewone mense loop nie op water in die middel van die see. En hulle skree van angs. En ek sal nogal like om nog net daai video in die hemel te sien. Net 'n replay sê, asseblief, wys dit vir ons hoe dit gelyk daarso. Maar hulle is verskriklik bang. Sien, ons tweede wat hulle verbang is die storm, maar ook sy teenwoordigheid. Hoeveel sê, so met God gaan daar dinge wees wat ek en jy nie verstaan. Daar gaan situasies wees wat ek en jy nie verstaan. Daar gaan dinge wees wat vir my en jou onverklaarbaar en onverstaanbaar is, maar God roep my en jou nie om alles te verstaan nie. God roep my nie om gehoorsaam te wees. En ek en jy moet weet, as kind van God, gaan daar tye kom wat ek en jy nie lekker verstaan wat aangaan nie. Wat dinge gebeur, en ek en jy kan dit nie met ons menslike verstand klein kry nie. Maar God kan nie klein gekry word nie, want hy is God. Daarin sien ons, Jesus roep vir Petrus om iets onmoontliks te doen. Hy sê in vers 19, kom, sê Petrus het uit die boot, uit die skei geklim, op die water begin loop, en naby Jesus gekom. En ons weet wat het gebeur het, met 'n ruk goed gegaan, maar toe begin hy twyfel, en hy begin sink. En ons kan nou vanoggend baie maklik fokus op Petrus, en hoe het hy gesink, maar hy was die enigste een van hulle, wat sy voete oor daai boot gegooi. Ek wil vir jou begin weer vanoggend te sê, dat miskien het hy iewers ook aan die boot uitgeklip, en dit het nie lekker gewerk. Hy bly ons bron, hy bly die een wat ons ophelp, ook selfs daar waar dit moeilik gaan, en daar waar ek en jy foute maak, en daar waar ek en jy dit mis. Want ek weet nie van jou nie, ek het dit al gemis. Totaal en al, nie eers met 'n bietjie nie, met 'n baie, maar sy genade was elke keer daar, om my op te tel. En daarom is dit, dis die platform, dis die hoofpunte wat ek en jy sien in hierdie verhaal, maar ek wil vanoggend stilstaan by 5 aspekte wat my en jou fokus beïnvloed, soos wat Petrus gekom het, en daar sekere dinge wat sy fokus afhaal het in sy menslikheid, so is daar dinge wat beklei vir my en jou aandag ook, en wat ons fokus wegbring van dit wat God wil doen. En ons gaan vanoggend kyk na dit, en as jy notas vat, wil ek vir jou nou sê, dis 'n akroniem fokus, so jy kan op so onder mekaar FOKUS. Dit staan nie presies so in die Bybel nie, dit is alles uit die Bybel uit, maar dit is iets om jou die term fokus te laat vasmaak. So as jy notas vat, is jy welkom om so te sit. Ons gaan kyk vanoggend na, wat steel ons fokus? Eerstens moet ek en jy sien, dit waarop ek en jy fokus. So die eerste F staan vir fokus, maar sit hom in hakies, waarop fokus jy? Het jy gesien as jy voertuig wat jy ry, ons jy ry Fortuner, jy gesien baie Fortuner sien jy raak,
ewesklip. Het jy gesien as jy 'n nuwe voertuig wil koop, hoe baie van daai nuwe voertuie sien jy ook? Hoekom? Want jy fokus vir dit. Jy kyk vir dit. Dit wat ek in jou fokus is dit wat ek in jou raak sien. En hier is die ding. Geloof en 'n geloof fokus kom nie net natuurlik vir my en jou nie. Dit kom deur dit wat ek en jy onsself mee voer. Hoe meer ek en jy gefokus raak op die dinge van God, hoe meer gaan ek in die dinge van God raak sien. Hoe meer ek en jy daarop fokus om liefde te leef en hierdie goed uit te leef, hoe meer gaan ek en jy dit uitleef. Want hier sien dit, Petrus het op die water geloop, solank sy oë op Jesus was. Solank hy daar gekyk het, vir hom gekyk het hy op die water geloop. Die oomblik toe hy begin twyfel, toe gaan dit af. Maar hoekom het hy begin twyfel? Hy het eweskielik die golwe begin raak sien. Hy het eweskielik die bedreigings begin raak sien. Ek wil vir jou sê, in ons moderne tyd is daar ook baie bedreigings. Daar sal ons het gesê, hier is die toekoms vir ons kinders in hierdie land. Weet jy, ons moet almal Oranje toe. Ons moet en dit haal ons fokus af van dit wat God vir ons sê. Want Paulus kom in Efesiërs 8, hy sê alles wat mooi is, alles wat edel is, alles wat rein is, alles wat prysingswaardig is, watter deug ook al, daarop moet julle gedagtes rig. En ek wil vir jou uitdaag, as jy bietjie gaan kyk, hoeveel positief is hier nog in ons land, hoeveel werking van God se Gees is daar nog in ons dorp en in ons midde, dan begin ek en jy God raak sien, ons begin moontlikhede raak sien. Want hy steeds aan die werk. Die dag wanneer God sê, dis klaar, dis dan wanneer daar nie meer hoop vir my en jou is. Want ons is hoop in hom, in die hemel. Maar tot dan roep hy ons om te fokus op dit wat hy wil doen. Ek wil vir jou vra in hierdie oggend, wat sien jy raak? Ek het 'n hele paar jaar terug gesê, ek is logistieke bestuurder in Pietersburg, en ek kom op 'n kol, en ek het nie baie lank al die Here gedien nie, maar ek is negatief. Nou ek is 'n redelike positiewe mens, as ek negatief is, dan, maar, jy weet, ewesklik is jy sommer, die glas is half leeg, maar jy hou ook sommer eers van die glas. Nee? En ek sit op my kol, en ek vra regtig vir julle, ek sê, Here, wat gaan aan? Ek ken nie myself so nie. En in 'n moment hoor ek hoe fluister die Heilige Gees vir my, wat voel jy jouself mee? Heerlik, dis dan 'n vreemde vraag. Verstaan nou, dadelik hardloop op my ontbyt deur, middagete, maar nou besef ek, dis nie regtig wat die Here hier bedoel nie. En ek gaan kyk, nou daardie stadium, het was toe die beeld nog gelewe het, beeld word in die oggend afgelewer, en lees ek die beeld. Tussendeur is jy op News24, want jy wil daarom toch nou nie iets mis, deur dit. In die aande iewers, dan vang jy gou 'n nuusberig, of something. Ek wil vir jou sê, daardie goed word baie strategies geskryf, het gaan nie net om die nuus weer te gee, het gaan om sensasie te loop. Dit word geskryf om jou kwaad te maak. En ek besef dit, en ek sê vir jou glad nie, jy moet ophou nuus kyk, of ophou News24 die goeders, maar pas op vir jou hart. Want eweskielik raak jou hart bitter teenoor mense en instansies, en dan begin ek en jy nie meer praat wat God praat, ons praat wat ons voel. En ek bely dit vir die Here, en ek sê, Here, ek is jammer. En ek begin dit net minder doen. Ek dink ek het die beeld eers mee gelees nie, nou en dan sal ek 'n nuusberig gelees het. En eweskielik wat gebeur in my binneste, is dat geloof word jou opgewek. En wanneer ek ding sien, dan praat ek nie meer dit wat ek sien, ek praat geloof, ek praat God se woord in dit in. Ek wil vir jou vra, wat praat jy op 'n braaivleisvuur? Praat jy geloof, of praat jy saam met die chomme? Soos gesande van sout en lig, gesande van lewe. Ons kan dit net wees as ek en jy fokus op dit wat God wil hê ons moet fokus. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, maar hoor die oog gefestig op Jesus,
die begin en die volëinder van ons geloof. Dit klink baie soos wat Petrus gedoen het, nee? Terwyl sy oog daar was, het hy nie al die golwe gesien en al die branders gesien en alles om hom nie. Hy kon fokus op dit wat God hom roep om te doen. En dit is wat God in hierdie oggend vir my en jou voorroep. Sê, hou jou oë op my. Miskien sit jy vanoggend en jy is bang. Ek wil vir jou challenge, gaan kyk wat sê die woord oor dit wat jy voor bang is. Laat geloof in jou hart begin opkom. Geloof kom deur gehoor, gehoor kom deur die woord van God. Jy is op die regte plek vanoggend. Tweedens, vrees. Dat die oë staan vir oorkom jou vrees. Oorkom jou vrees. Dit is nou maklik om te sê nou, terwyl alles goed gaan. Dis iets anders as jy jou voet uit die boot uit moet gooi. En ek dink Petrus se impulsiwiteit het daardie oggend nogal gehelp. Want nog voordat hy regtig dit mooi kon uitredeneer by homself te self uit die boot uit. En dis baie wat ek en jy net moet doen. Om net gehoorsaam te wees aan Jesus se stem. Ek wil vir jou vra hierdie oggend, waarvoor is jy bang? Mense sê bang wat hulle van jou gaan dink. Is dit al iemand bemoedig met die woord? Nou ek moet bely. Dis nie altyd maklik as die Here vir jou sê om vir iemand te gaan bedien. Eerste ding is, Here, wat gaan ek dink? Dit is random om net bietjie na iemand toe te stap en met hulle te begin praat en dit en dis regtig nie altyd wat die Here vir my en jou sê om te doen nie. Maar ek en jy moet besef as disippels, as gelowiges, gaan daar tye wees wat die Here vir my en jou vra om iets te doen. En ons gaan dit nie wil doen nie, want ons is dalk bang, ons is bang vir verwerping, ons is bang vir dinge wat kan gebeur. Maar een van die eerste aspekte vir geestelike groei is om jou vrees te oorkom. En ons doen dit net deur gehoorsaam te wees. 2 Timoteus 1 vers 7 skryf Paulus aan Timoteus. Hy sê, God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Ek het jy stoei baie met, gaan God vir my sorg as ek doen wat hy my vra om te doen. Gaan hierdie nog uitwerk as ek dit doen. Ek wil vir jou sê, wanneer God vir my en jou vra om iets te doen, kan ek in jou vertrou. Want sy woord staan vas, sy woord staan al vas vir eeuwe. Gaan dit dalk ongemaklik wees? Ja. Gaan die uiteinde die moeite werd wees as ek dit doen? Ja. So ek wil vir jou vra in hierdie oggend, wat is dit wat die Here, jy weet die Here jou challenge, maar jy wil dit nie doen nie, want jy is bang. Ek wil vir jou vra in hierdie oggend, stap met Dawid geloof en Daniel geloof en sê, Here, ek gaan gehoorsaam wees, ek weet nie hoe gaan die uiteinde lyk nie, but I trust you. Ek vertrou u, want u woord staan vas. Sy beloftes staan vas. Die derde Jerika konnekteer met God se groter plan. Ek en jy sit vanoggend hierso, omdat God 'n groter plan met die mens het. En ek sê altyd, ek is baie lief vir kinders inseën. Genuine. So as jy getroud is, moet nie lui wees, dat ons hulle inseën. Want babatjies is God se bewys dat die wêreld aangaan. En sy plan met die wêreld aangaan, sy versoening aangaan. En ek en jy vind ons roeping binne in daardie groter plan om mense te versoen met hom. Ek staan vanoggend en ek preek hier vir jou en ek bedien jou omdat God 'n plan met my en jou het. My rol is om te leer, my rol is om leiding te bring. En so het elkeen van ons 'n rol in die breë liggaam, maar die doel is altyd in die groter plan van God, sy ewigheidsplan. Dis daarin wat ek en jy ons roeping vind en ons vervulling vind. Dit gaan nie net daaroor om gelowiges besig te hou vir 'n uur of uur en 'n half op 'n Sondag om net te kyk dat hulle nie aanjaag nie. Ek en jy het meer as genoeg tyd vir aanjaag as ons regtig wil in die ander tyd. Maar ek weet die Heilige Gees praat met ons hart en daarom is ons in lyn met sy wil. Maar is nie gekonnekteerd met God se groter plan. Jeremia 29 vers 11 kom God en hy sê vir Israel, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee
'n verwagting. Wie van julle het 'n verwagting van God vir 2025? Okay, wie van julle besluit nog? Sal ons sien hoe gaan dit? Dalk is dit weer nodig dat ek hom weer vertrou. Dat ons in geloof sal uitstrek en sê, Here, wat is my verwagting? Wat kan ek verwag van U? En nou is dit nie net om te sê, Here, ek soek 'n groter yskas, groter kar, groter huis hierdie jaar nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor, Here, ons meer van U. Wil U meer beleef. En as iemand dalk langs die pad vir jou sê, jy moet net God glo, want dan gaan die kar kom en dan gaan die yskas kom en ek wil vir jou sê, dit vir jou geheel. Want as ons fokus is die kar en die yskas en al daai goed is ons fokus nie op hom. Ons rykdom is in die koninkryk, in die ewigheid. Dit is God se fokus. Wat is jou verwagting vir hom? Verwag jy nog dat die Here jou gaan gebruik in dienswerk? Is jy besig om jouself voor te berei vir dienswerk? Wat ek wil vir jou sê, dis eers wanneer ek en jy aktief betrokke raak in dienswerk. Wanneer die wonder van die koninkryk vir my nie werklik oopgaan. Wanneer jy God beleef in 'n mate wat soveel groter is. Waarmee is ek nie besig? Dit is ons gekonnekteerd aan sy plan. Vierdens, die U uithou vermoë. Wie van julle het al lang afstand gehardloop? Dit nie vandag nie. Het jy dit al ooit gedoen? Het jy al gesien as jy bietjie te vinnig weggespring het, nee, jy oorskat jouself so bietjie. En dan sê hier iewers in die middel besef jy, hier's moeilik. Nee? Want hierdie longe en hierdie bene en iets is nie, iewers gaan 'n bering nou gaan. Nee? En dan partykeer moet ons maar rooi gesig ophou en dan vang jy maar 'n loop. En soos jy fikser word, so kan jy verder gaan en ouens soos Ben wat baie fiks is, hulle kan baie ver gaan en baie hard speel en al daai goede. Nee? Hulle het uithou vermoë. God roep my om geestelike uithou vermoë ook te hê. En miskien het jy iewers met 'n bang weggespring en agtergekom hoor jy so hierdie is 'n marathon, dis nie 'n sprint nie. Dan vang ek jy maar weer verkoop by Jesus ook, hè. By Hebreërs 12 vers 3 sê hou hom voor oë wat so vyhandige optrede vir die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hierdie praat spesifiek van ouens wat jou te nakom. Ek wil vir jou sê in die kerk gaan iewers iemand gaan die seer kry. Ek wil dit vir jou nou bely, want weet jy hoekom? Ons is mense hier by mekaar. En waar mense is daar konflik, want iewers langs die pad gaan iemand jou drop, hulle gaan optree soos wat jy nie gedink het, hulle gaan optree en hulle gaan iets doen wat jy nie gedink het, hoor, hier is dit nie regtig hoe 'n persoon behoort op te tree nie, en dit gaan heel waarskynlik ek wees. Maar hier sien dit, as ek en jy nou al kan besluit, ek het hier gekommit, maak nie saak wat iemand vir my sê, selfs al kom sit iemand op my plek, selfs al eet hulle die laaste stukkie koek, wanneer ons saam eet, selfs al groet hulle my nie mooi. Hier is my plek. En dan kan jy dalk vanoggend dink, maar hier is dalk 'n bietjie random. Ek wil vir jou sê al hoeveel keer gesien ouens wat uit kerk uitgaan, oor die kleinste redes, as jou kinders dit doen, het hulle boude gebrand. Maar ons as volwassenes moet geestelik volwasse ook wees in ons wandel. En daarom sê ek vir jou, iewers langs die pad gaan daar konflik wees in die kerk. Want ons is mense. Maar as ons oë is op Jesus, wat 'n vyhandige optrede, 'n intentionele vyhandige optrede van mense verdra het, en nog steeds sy lewe neergelê het, is dit die voorbeeld wat ek en jy moet volg. En ons gaan nog lekker praat oor konflikhantering en hoe ons dit hanteer. Dit is baie mooi, die woord is vol van dit, want God het geweet hy werk met mense. En waar mense saam is daar partykeer 'n bietjie kopstamp. In jou huwelik is daar kopstamp. Ek weet julle twee smile vanoggend so pragtig van almal hier saam. Maar partykeer kan julle maar mekaar 'n bietjie vat, nee, ek weet Grobbers daar, ek weet nie hier nie, hier lyk my kom almal oor die weg.
Was ek nie op 'n plek aankom wat sê, Here, ek stap agter U aan, of dit moeilik is of nie. Here, hier is my plek, is waar U my roep om te aanbid, so of die ouens my groet en of hulle my nie groet, hier is my plek. Ek gaan nie toelaat dat mense my aftrek van die roeping. Dan raak het 'n lang pad. En ons kan stap. Want hier sien dit, selfs in die vergifnis van mense wat dit nie verdien, beleef ek en God. Kan ons deel hê aan sy leiding. En weet jy, dan begin iets ontstaan, dan ontstaan sterk verhoudings. Sterk verhoudings. God is 'n verhoudingsgod, weet jy dit? Ek en jy sit hier vanoggend omdat ons in verhouding met hom kan staan. En ja, hy roep ons om heilig te lewe. Maar dis nie jou standaard van heiligheid wat maak of jy aanvaarbaar is vir hom. Hy roep ons eerstens, dan transformeer hy. So ek wil vanoggend vir jou sê, dalk sit hier vanoggend en jy weet, Here, hier is 'n restaurasieprojek van formaat. Of jy sê, is op die regte plek. Hy spesialiseer in nuut maak. Ek is 'n voorbeeld van dit. Hy het nog werk, maar hy kom nuut maak. Ek was nie die eerste span Christen uit die skool uit nie. So hier waar ek staan ek omdat hy goed is. En hy groot is. En jy sit hier omdat hy goed is. En hy groot is. En dit is waarop ek en jy ons fokus plaas. En dan die laaste, die S, sluit aan. Sluit aan, kom word deel. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis ons boodskap van die kerk. Wie van julle speel Open the Gates? Kan van julle sal 'n bietjie, ek weet speel dit nie, maar wie van julle het dit al gespeel? Nee? So hy kyk met die staan en dan moet een weer gaan, as een weer gaan, met 'n macht om dan daar te bring, as 'n pandemonium op daai grasperk. Nee, en dan tot aan die ander kant, dan begin hulle weer oor. Jesus het deurgegaan. Hy het ek en jy kon dit nie eens amper doen nie. En omdat hy deur is, kan ek en jy saam met hom deurgaan. Deur ons identifisering met hom. En dis ons boodskap van kerk, dat Jesus het die prys betaal. 2 Korintiërs 5:18 sê dat hy het vir ons die bediening van versoening toevertrou. Dis my jou boodskap om vir die wêreld te gaan sê dat daar was 'n redder wat sy lewe gegee het, sodat ek en jy kinders van God genoem kan word. Sodat ons weer in die huisgesin kan inkom. Hy kom vat ons identiteit as skuld, skaamte en seer, sondaar, al daardie goede. En hy kom gee vir my jou kleed van geregtigheid. Dis my jou posisie in hierdie oggend in Jesus, 'n kleed van geregtigheid. Nie omdat ek en jy dit verdien, omdat hy is. En alles wat hy ons roep om te doen, is 'n reaksie op dit. En ek wil vir jou vra vanoggend, het jy al gereageer op dit? Is dit vir jou waard om jou lewe in lyn te leef met sy leiding? Want omdat ons kinders in die huis is, so nou leer ons as kinders van die huis. Ek kan onthou toe ek klein was, dan bring ek kinders in ons in die huis, weet 'n vriend of 'n groep vriende wat dan kom hulle in jou huis en dan doen hulle seker om te weet dat jou ma gaan, jy moet nie hierdie doen nie. Nee. Hoekom? Want die kultuur in die huis is anders. Sien, dis wat God my en jou kom leer. In sy huis is daar 'n kultuur. In sy huis is daar reëls. Nie om my die reëls te enforce nie, maar die kultuur van die huis, sy koninkrykshart kan manifesteer. Dis God se hart in my en jou lewe. Die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Sy hart is om lewe te bring in my en jou lewe. Maar sal ons lewe vanoggend in lyn bring met hom? Sal ons fokus op dit wat hy is en wie hy is, sodat dit wat hy wil hê in ons lewens kan gebeur. Want Petrus het op dit gefokus en hy het op dit geloop, op die water geloop. En toe hy sy oë afhaal, toe sink hy. Ek wil vanoggend vir jou sê, 2025, kan ek en jy opnuut ons fokus opplaas. Om te sê, Here,
U is my fokus. U wil is my fokus. Ek wil met alles wat in my is, wil ek laat U lewe in my manifesteer. En weet jy wat dan gaan gebeur? Dan gaan Habakuk 2 gebeur, want omdat sy heerlikheid in 'n gebroke mens, soos ek en jy na vore kom, so begin mense sien, maar weet jy wat, daar is iets anders in jou. Jy dien God. Wat is dit? En ouens raak wondervol. En dis my gebed vir ons gemeente, vir groeipunt in Mokopane, Potties. Mag ons so vol van die heerlikheid wees, dat hulle wat hom nie het nie, honger sal raak vir hom. Mag sy liefde deur ons leef. Mag 'n stikkende wêreld dit sien, sê ek wil hê wat jy het. Waar kry ek dit? Vir sy eer. Kom ek en jy fokus, dit wat God ons roep, om op te fokus. Kom ons bid saam. Here, in hierdie oggend, kom plaas ons fokus op net op U. Here, dankie vir verhale soos Petrus, wat op die water loop, wat ons kan sien, Here, hy's 'n gewone mens, soos ek en elkeen hier so, Here, maar, terwyl sy oë op U was, het hy dit gedoen, wat U omroep om te doen, die oomblik toe hy wegkyk, toe sien hy die golwe, en hy sien al die goede. Here, ons kom vanoggend, en ons kom vestig ons oë op U, die begin en die volleinder van ons geloof. Dankie dat ons hier kan saam wees vanoggend. Maar dankie ook dat die Gees in ons gees kom. Here, ek kom bid vir hulle wat vanoggend hierdie woord hoor. Here, mag elkeen kies om te sê, Here, ek bring my lewe in lyn met U. Mag hulle gehoor gee aan die leiding van die Heilige Gees. Here, mag U in elke opsig, elke persoon help om die volheid van God te lewe. Mag ons nie tevrede wees, Here, met die krummels, maar mag ons alles inneem, dit wat U ons roep, om te doen. Here, ek kom bid vir elke persoon hier vanoggend, ek kom bid vir hulle sienswyse. Help ons om te fokus op dit wat belangrik is vir U. En Here, wanneer ons in aanraking kom met die wêreld, mag hulle U beleef. Mag die eie ek neergelê wees, mag hulle net U beleef. En mag hulle honger raak vir U. Dis my gebed in hierdie oggend. Dankie dat ons vanoggend ons fokus kon daarin stel. En Here, ons bid vir die vrug op dit. Dankie dat U getrou is en U bly bou. En Here, mag ons ook besef dat selfs in ons nederlaag, selfs in die tye wat ons die bal laat val het, Here, kom U en die tel ons op en die stof ons af. Dankie vir dit. En my gebed is, mag 2025 'n jaar van ongekende geestelike groei wees vir Groeipunt Mokopane, Here. Mag elke persoon die stem meer en meer duidelik hoor. En mag die vrug van dit wees, dat 'n gemeenskap in 'n wêreld wat stikkend is, die Koning van Konings beleef. Ons eer en ons loof U vir dit in hierdie oggend, Here. In Jesus naam bid ons dit, in die gemeente sê.